Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, vir 'n tyd soos hierdie. Want as jy nou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom, maar jy en jou familie sal omkom. En wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie. Ester hoofstuk 4 vers 14. Wie ook al die afstootlike karakter van sonde sien en in krag van bo versoeking weerstaan, sal verseker die toorn van Satan opwek. Dieselfde gees wat in die verlede mense daartoe gelei het om die ware kerk te vervolg, sal in die toekoms lei tot die nastrewing van 'n soortgelyke koers teenoor diegene wat hul loyaliteit aan God handhaaf. Die bevel wat uiteindelik teen die oorblyfselvolk van God sal uitgaan, sal baie soortgelyk wees aan die wat deur Ahasveros teen die Jode uitgevaardig is. Vandag sien die vyande van die ware kerk in die klein groepie wat die Sabbatsgebod onderhou, 'n Mordegai by die poort. Satan sal verontwaardiging opwek teen die minderheid wat weier om gewilde gebruike en tradisies te aanvaar. Vervolgende heersers, predikante en kerklik mate sal teen hulle saamsmeer. Met stem en pen, deur grootpraat, dreigemente en bespotting, sal hulle probeer om hul geloof omver te werp. Omdat hulle nie 'n, so sê die skrif, het om teen die voorstanders van die Bybelse Sabbat te bring nie, sal hulle hul tot onderdrukkende wette wend om die tekort aan te vul. Om gewildheid en beskerming te verseker, sal wetgewers toegee aan die eis vir sondagswette. Maar diegene wat God vrees, kan nie 'n instelling aanvaar wat 'n voorskrif van die dekaloog skend nie. Op hierdie slagveld sal die laaste groot konflik in die stryd tussen waarheid en dwaling gevoer word. Die woorde van Mordegai aan Ester kan van toepassing wees op die manne en jeug van vandag. Wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie.